Goeiemôre almal. Vrydagoggend, vandag is dit die 19de Desember, die jaar 2025, is 'n lieflike dag geskenk deur Abba Vader aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. En vandag wil ek net vir julle sê, ons gaan nie woord opneem vir die volgende 2 weke omtrent nie. So ons sal weer in Januarie sal ons weer woord opneem. Ons gaan net so 'n bietjie rus en julle kan ook net so 'n bietjie julle vakansie geniet, maar onthou, hierdie is die weg, die waarheid in die lewe. Moenie sonder hom op vakansie gaan nie. Bly in die woord van God. Hou aan om te lees en in God se woord te wandel, want dit is uiters belangrik. Sonder dit kan ons nie lewe nie. En onthou, die duiwel vat nie vakansie nie, né? So, ek gaan gou-gou lees vir julle, want ek wil praat oor ontferming. En Jakobus 5 vers 11 sê, kyk, ons reken hulle geluksalig wat verdra. Julle het gehoor van die lydsaamheid van Job, en julle het ook die einddoel van die Here met hom gesien, dat die Here vol medelee en ontferming is. Halleluja. Nou as ek nou vandag vir jou sal vra, wat sê jy kies? Wil jy kos hê of wil jy water hê? Dan gaan jy sê, maar ek wil natuurlik albei hê, want 'n mens het albei nodig om van te lewe. Dieselfde geld vir geloof en werke. Ons het die grondliggende versekering nodig dat ons deur geloof gered is, dat God ons lief het. Terselfdertyd het ons 'n doel in die lewe nodig, deur sinvolle werk te doen wat God aan ons toevertrou het. Goeie werke is nie net in ons belang nie, maar dit strek ook tot die ander se voordeel. As ons nou Titus 3 vers 8 kyk, dan stel dit so. Ek wil hê dat julle hierdie dinge beslis bevestig, sodat die wat in God glo, sorg kan dra om goeie werke voor te staan. Dit is wat goed en nuttig is vir die mense. Nou, wat is goeie werke? Ons sou die hele skrif moes opsom om 'n volledige beeld te kan skets, maar enkele voorbeelde sluit in die 10 gebooie en die grootste gebooie waarop die hele Bybel se wet geskoei is. Ons moet God die Vader lief hê met ons hele hart, ons hele siel, al ons kragte, ons hele verstand. Goeie werke behels ook enige woord, gesindheid en daad wat God verheerlik. En onthou, ons moet ook ons naaste lief hê, soos wat ons onsself lief het. Titus 3 verse 4 tot 8 sê die volgende: Maar toe die goedertierendheid van God, ons verlosser, en sy liefde tot die mens verskyn het, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees, wat hy ryklik uitgestort het op ons deur Jesus Christus ons verlosser, sodat ons geregverdig deur sy genade erfgename kan word ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe. Dit is 'n betroubare woord, en ek wil hê dat jy hierdie dinge beslis bevestig, sodat die wat in God glo, sorg kan dra om goeie werke voor te staan. Dit is wat goed en nuttig is vir die mense. Nou wil ek vir ons Psalm 112 lees. Die opskrif daar is seën van die godsvrug. Halleluja. Welgeluksalig is die man wat die Here vrees, wat 'n groot welbehae in sy gebooie het. Sy nageslag sal geweldig wees op die aarde. Die geslag van die opregte sal geseën word. Oorvloed en rykdom is in sy huis, en sy geregtigheid bestaan tot in ewigheid. Vir die opregtes gaan hy op as 'n lig in die duisternis, genadig en barmhartig en regverdig. Gelukkig die man wat hom ontferm en uitleen, wat sy sake volgens reg besorg, want hy sal nooit wankel nie. Die regverdige sal in ewige gedagtenis wees. Hy vrees vir die slegte tye nie. Sy hart is gerus, vol vertroue op die Here. Vas is sy hart, hy vrees nie, totdat hy op sy teestanders neersien. Hy strooi uit, hy gee aan die behoeftige. Sy geregtigheid bestaan tot in ewigheid. Sy horing word verhoog in eer. Die goddelose sien dit en is vererg. Hy kners met sy tande en smelt weg. Die begeerte van die goddelose mense vergaan. Halleluja, kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, baie dankie dat U vol ontferming is vir ons as mens. Here, dat U ons help in moeilike tye. Here, soms voel dit net asof dinge net te veel is. Jy kry hierdie aanslag en daai aanslag en dit voel net asof die vyand jou net nie wil uitlos nie. Here,
Baie dankie dat U vol ontferming is soos wat U was vir Job. En dankie dat U kom en ons net vashou en ons oplig en ons net weer die lig laat sien, nuwe hoop in hierdie dag. Here, ek bid dat U elkeen sal seën. Here, waar almal nou in 'n feesgety moed is, sal ek sê, ek weet nou nie wat die Afrikaanse woord daar nie. Here, dat hulle net sal besef en sal weet dat hulle moenie afwyk van dit wat U vir hulle geleer het nie. Here, en dat hulle sal vas staan in hulle geloof en sal weet dat maak nie saak wat gebeur nie. U is vol ontferming en U is met ons elke dag van ons lewe. Here, seën ieder en elkeen en dis my gebed in Jesus naam. Halleluja. Amen en amen.